eerste kwartaal van 2025 het reeds talle uitdagings en geleenthede vir gemeenskapsregte en selfstandigheid gebied. Ek is Almarie Gelderblom en welkom by nog 'n aflewering van AfriForum in Fokus. Terwyl Beerdkrag weer sy kloue in die land ingeslaan het en Suid-Afrikaanse troepe uiteindelik uit die DRK teruggeroep word, bly AfriForum onwrikbaar in sy missie om burgerregte te beskerm en gemeenskappe te bemagtig. In hierdie episode van AfriForum in Fokus kyk ons na die volgende hoofstrekke: die Solidariteit-beweging, AfriForum en Solidariteit se besoek aan die Withuis in Washington DC, verdeeldheidsaantuigings deur Cyril Ramaphosa en die valke-ondersoek na Hoogverraad. AfriForum en Solidariteit het die Withuis besoek vir 'n vergadering met senior verteenwoordigers van president Donald Trump se administrasie. Hulle het druk op die ANC-leiers gevra ter bevordering van Afrikaners se belange en Suid-Afrika se stabiliteit. Die afvaardiging het sy waardering uitgespreek vir Trump se aandag aan menseregte skendings en die ANC se beleidsrigtings. Hulle het die Washington Memorandum oorhandig waarin gevra word vir sterk optrede teen diskriminerende rassewetgewing, eiendomsbeskerming en 'n einde aan die ANC se bande met terreurgroepe soos Hamas en lande soos Iran. Suid-Afrika se deelname aan AGOA is ook bespreek. Solidariteit het die VS aangemoedig om nie die hele land te straf vir die regering se beleid nie, maar eerder ANC-leiers individueel aanspreeklik te hou. AfriForum het verder name van korrupte politici, soos geïdentifiseer deur die Zondo-kommissie aan die Amerikaanse regering oorhandig met verwysing na die Magnitsky-wet as 'n moontlike sanksiemiddel. Die Solidariteit-beweging het beklemtoon dat Suid-Afrika se rassewetgewing beleggers afskrik en ekonomiese groei kniehalter. Hulle dring aan op die uitfasering daarvan ten bate van alle burgers. Volgens Solidariteit was hulle nie in die VSA om die ANC te paai nie, maar om oplossings vir Suid-Afrika se probleme te kry deur druk vir werklike beleidsveranderinge te bevorder. Suid-Afrika se diplomatieke dobbelspel, werksgeleenthede op die spel. In die hoë sale van Washington is daar groeiende frustrasie teenoor Suid-Afrika. Die ANC-regering se buitelandse beleid het die VSA vervreem en nou dreig dit om 10.000 Suid-Afrikaners hul werk te kos. Philip Buys, voorsitter van die Solidariteit-beweging, kom uit 'n belangrike vergadering met senior Amerikaanse beleidsmakers. Hulle is woedend, sê hy. Hulle voel Suid-Afrika het die verhouding laat versuur deur sy bande met Hamas, China, Iran en Rusland. Die ontevredenheid het momentum opgebou. 'n Wetsontwerp wat 'n omvattende hersiening van die VSA se bilaterale verhouding met Suid-Afrika voorstel word oorweeg. Republikeine, wat nou albei huise van die Kongres beheer, beoog om dit deur te voer. Indien dit aanvaar word, kan Suid-Afrika sy voordele ingevolge die wet op groei en geleenthede in Afrika, AGOA, verloor. 'n Besluit wat sowat 500.000 werksgeleenthede raak. Hierdie krisis is al jare in wording, verduidelik Buys. Die onteieningswet was net die laaste strooi. Terwyl Solidariteit argumenteer vir gerigte sanksies teen korrupte politici eerder as teen gewone burgers, bly die Suid-Afrikaanse regering opvallend afwesig in die VSA. Ons kan nie namens die regering praat nie, het Buys gesê, maar ons probeer verhoed dat onskuldige mense se werk in die slag bly. Met elke dag wat verbygaan, raak die diplomatieke spel al hoe gevaarliker en die koste vir Suid-Afrikaners al hoe hoër. AfriForum slaan terug teen Ramaphosa se verdeeldheidsaantuigings. AfriForum het president Cyril Ramaphosa se beskuldiging dat hulle besoek aan die VSA verdeeldheid saai as ironies bestempel. Volgens Kali Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, is dit eerder Ramaphosa en die ANC wat polarisering bevorder deur beleide soos die anti-Afrikaanse Bela-wet en die onteieningswet te onderteken. Kriel het uit die VSA gereageer en daarop gewys dat Ramaphosa weier om verklaringe soos Kiel de Boer te veroordeel en selfs ontken het dat plaasmoorde 'n werklikheid is. Hy het verder benadruk dat AfriForum en Solidariteit herhaaldelik briewe oor hierdie kwessies aan die president gerig het, maar sonder enige reaksie. Ondanks Ramaphosa se afsydigheid, sê Kriel dat AfriForum nie sal swyg nie. Ons gaan aanhou veg vir wat reg is en onbeskaamd opkom vir Afrikaner belange, het hy gesê. AfriForum gereed vir valke, ondersoek na Hoogverraad. Daar is geen regsgronde vir die klagtes van Hoogverraad wat teen AfriForum aanhangig gemaak is nie. Daarom meen Kali Kriel, hy sal geen slaap hieroor verloor nie. En is ons gereed vir die direktoraat vir prioriteitsmisdaadsondersoeke, die valke se ondersoek na die klagtes.
Kriel het vanuit die FSA so gereageer op die nuus dat die valke 4 klagtes van hoogverraad teen AfriForum ondersoek. Kriel is deel van 'n afvaardiging van AfriForum Solidariteit en die Solidariteit beweging wat hierdie maand met politici en ander rolspelers in die FSA vergader het ter bevordering van die belange van Afrikaners en Suid-Afrika. Daar is eenvoudig geen regsgronde vir die klagtes nie, maar sou die staat besluit om voort te gaan met hulle stappe teen AfriForum, sal dit ons punt versterk dat daar ANC-leiers is wat die staatsmasjinerie misbruik om teen 'n deel van die land se gemeenskap te regeer, verduidelik Kriel. Hy hou vol dat die misbruik plaasvind terwyl ANC-leiers wat deur die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping by korrupsie geïmpliseer is, skotvry daarvan afkom. Kriel benadruk voorts dat enige potensiële hofverskyning aan AfriForum die platform sal bied om uit te wys hoe dislojaal ANC-leiers optree teenoor gewone mense van die land deur met die land se toekoms te dobbel. Dit word volgens Kriel gedoen deur middel van roekelose beleidsrigtings soos die onteieningswet, die wysigingswet op wette op basiese onderwys (BELA), rassediskriminasie en 'n onverskillige buitelandse beleid. AfriForum het nog geen amptelike kennis van die valke se ondersoek ontvang nie. SA-ambassadeur uitgeskop. ANC se diplomatieke dobbelspel skaad die land. Ibrahim Rasool, Suid-Afrika se ambassadeur in die FSA, is deur die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, tot persona non grata verklaar. Kali Kriel meen dit bewys dat die ANC se diplomatieke benadering misluk en ernstige gevolge vir die land inhou. Kriel beklemtoon dat die ANC-leiers en Rasool verantwoordelikheid vir hierdie diplomatieke flater moet aanvaar. Hy wys op die ANC se onlangse bande met Iran en Rasool se kritiek op president Donald Trump as faktore wat die verhouding met die FSA skade berokken. Volgens Kriel stel die ANC sy eie belange bo die land se welsyn en dobbel hulle met Suid-Afrika se toekoms. AfriForum pleit vir 'n dringende rigtingverandering en beloof om teen die ANC se beleid te volhard, aangesien volgens Kriel die party se optrede die land se ondergang kan beteken. Belastingverhogings onaanvaarbaar. AfriForum veroordeel minister Enoch Godwana se besluit om belasting te verhoog, ondanks wydverspreide teenkanting. Die 2025 begroting sluit 'n 0,5% verhoging in BTW vir 2025-2026 en nog een vir 2026-2027 in, terwyl persoonlike inkomstebelasting en mediese belastingkrediete nie inflasiegekoppelde verligting kry nie. Volgens AfriForum is hierdie verhoging onnodig en word dit gedryf deur ANC beleidsprioriteite ten spyte van voorstelle soos kabinet en salarisbesnoeiings en privatisering van staatsbeheerde ondernemings. AfriForum waarsku teen verhoogde belastingontduiking en immigrasie van hoogs opgeleide individue en doen 'n beroep op gemeenskappe om staatsbestande oplossings te help bou. Ministers se woorde bots met werklikheid van plaasmoordsyfers. Toe die minister van polisie, Senzo Mchunu, beweer dat slegs 1 boer tussen Oktober en Desember 2024 vermoor is, het AfriForum onmiddellik beswaar gemaak. Volgens hulle data het minstens 10 mense in die tydperk in plaasaanvalle gesterf. 5 plaaseienaars, 'n bestuurder, 3 plaaswerkers en 'n veiligheidswag. AfriForum se woordvoerder, Jacques Broodryk, sê Mchunu se uitspraak is nie net verkeerd nie, maar minag die ernstige werklikheid waarmee boerderygemeenskappe daagliks worstel. Dit is kommerwekkend dat die minister nie eens sy eie departement se definisie van plaasaanvalle korrek toepas nie, sê hy. Volgens die polisie se eie omskrywing sluit plaasaanvalle alle gewelddadige misdade teen inwoners en werkers van plase en kleinhoewes in. Net 'n paar dae voor Mchunu se woorde is 'n bejaarde egpaar op 'n plaas buite Stanford in die Wes-Kaap aangeval. Een van vele insidente wat AfriForum as deel van 'n groter patroon van geweld beskou. Om hierdie kwessie af te maak as gering, skep 'n gevaarlike persepsie en laat misdadigers toe om straffeloos voort te gaan. AfriForum dring daarop aan dat plaasaanvalle dieselfde prioriteit as ander ernstige misdade soos politieke moorde en taxi-geweld moet geniet. Misdaad is nie 'n politieke spel nie. Die bekamping daarvan verg sterk leierskap en daadwerklike optrede, nie ontkenning nie.
AfriForum het 'n volledige lys van 8 plaasmoorde wat tussen Oktober en Desember 2024 plaasgevind het aan die minister van Polisie oorhandig. Dit volg op Mkhunu se verklaring waarin hy beweer het dat slegs 1 plaasmoord in die tydperk aangemeld is, 'n syfer wat AfriForum as misleidend beskou. Ons het reeds herhaaldelik probeer om met die regering oor die plaasmoordkrisis in gesprek te tree, maar versoeke om vergaderings is geïgnoreer. Volgens Jacques Broodryk hou die organisasie al jarelank rekord van plaasaanvalle volgens die polisie se eie definisie. Een van die gevalle in hulle verslag sluit die ontvoering en moord van 'n ma en dogter in Oktober 2024 in. Deur die werklikheid van plaasmoorde te ontken, wys die regering dat dit nie 'n prioriteit vir hulle is nie, sê Broodryk. In plaas van politiekery moet ons leiers saamwerk met privaat organisasies om misdaad daadwerklik te bekamp. Ondanks politieke onwilligheid, werk AfriForum steeds op grondvlak saam met die SAPD en ondersteun hulle pogings om misdaad in landelike gebiede te bekamp. Gemeenskapsveiligheidsinisiatiewe het reeds bewys dat hulle 'n verskil maak in die opsporing en vervolging van misdadigers. Broodryk wys ook daarop dat die regering se selektiewe benadering tot misdaad duidelik is, veral met president Cyril Ramaphosa se vroeë ontkenning van plaasmoorde voor internasionale media en die gebrek aan optrede teen dreensang soos Kill the Boer, Kill the Farmer. AfriForum sal aanhou om plaasmoorde te dokumenteer en landelike gemeenskappe te beskerm, ongeag die regering se houding. Ons sal sorg dat hierdie krisis nie geïgnoreer of onbelangrik afgemaak word nie, sê Broodryk. Nuwe NGV konsepregulasies bevestig stelsel se onhaalbaarheid. AfriForum kritiseer die swak opgestelde konsepregulasies vir die nasionale gesondheidsversekering NGV en meen dit bevestig dat die regering onbevoeg is om so 'n komplekse stelsel te bestuur. Volgens Louis Boshoff, veldtogbeampte vir gesondheid by AfriForum, bied die regulasies geen duidelikheid oor die beoogde stelsel nie en bevat sommige regulasies selfs minder detail as die NGV-wet self. Boshoff wys daarop dat verwarrende bepalinge soos die oor die rol van die minister en die fonds verdere onsekerheid skep. AfriForum sal kommentaar indien, maar beklemtoon dat swak regulasies nie 'n gebrekkige wet kan regstel nie en dat die NGV as geheel eerder geskraap moet word. Die Johannesburgse Metropolisie wil toegang hê tot privaat sekuriteitskameras, insluitend geslote kringtelevisie, hommeltuie en lyfkameras, wat AfriForum as 'n vorm van onteiening sonder vergoeding beskou. Volgens AfriForum misbruik die regering hierdie regulering om beheer oor privaat sekuriteitsnetwerke te verkry, eerder as om met gemeenskapsinisiatiewe saam te werk om misdaad te bekamp. Hierdie nuwe verordening vereis dat private individue en maatskappye hul toesignetwerke aan die staat beskikbaar stel. AfriForum voer aan dat die regering wat reeds daarin misluk het om misdaad doeltreffend te hanteer, nou toegang wil verkry tot infrastruktuur waarvoor hy nie betaal het nie. Dit is 'n skending van privaatheid en eiendomsreg. Die regulering dek selfs lyfkameras wat deur sekuriteitswagte en vrywilligers gedra word, wat volgens AfriForum problematies is. Dit kan misbruik moontlik maak en private sekuriteitsaksies ondermyn. Die munisipaliteit se poging om ook tariewe en fooie op hierdie netwerke af te dwing, terwyl hy self geen finansiële bydrae gelewer het nie, word as onregverdig beskou. Jacques Broodryk veroordeel die verordening as 'n poging om beheer te verkry oor 'n funksie wat die regering self versuim het om doeltreffend uit te voer. Hy beklemtoon dat die staat sy eie korrupsie en gebrekkige wetstoepassing moet regstel, eerder as om private inisiatiewe te probeer reguleer. AfriForum doen 'n beroep op eiendomseienaars, sakeleiers en sekuriteitsfirmas om hierdie regulering te verwerp en sal alle moontlike wetlike stappe doen om dit te beveg. AfriForum oorweeg dus regstappe oor die Johannesburg Metro se CCTV-verordening. AfriForum het 'n regsbrief aan die Johannesburg Metropolitaanse Munisipaliteit gestuur om sy omstrede verordening om geslote kringtelevisiekameras, hommeltuie en lyfkameras te reguleer. Ons beskou dit as 'n poging om privaat sekuriteitsstrukture te kaap en eis bewyse van openbare deelname en konsultasie met die minister van Polisie. Volgens AfriForum skend die verordening privaatheidsregte en ondermyn dit onafhanklike misdaadbekamping. Ons eis dat die munisipaliteit eerder samewerking met privaat sekuriteit moet versterk.
'n nuwe stryd teen rassewetgewing. Die regering het 'n plan voorgestel wat AfriForum onaanvaarbaar vind. 'n Nuwe transformasiefonds van R100 miljard, gefinansier deur 3% van private ondernemings se jaarlikse netto-wins na belasting. Volgens die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sal hierdie fonds, wat deur die Nasionale Bemagtigingsfonds bestuur sal word, befondsing toeken slegs volgens breë basis swart ekonomiese bemagtiging rassekriteria. AfriForum waarsku dat die fonds nie net immoreel is nie, maar ook 'n broeiplek vir korrupsie is. Die regering se COVID-19 fonds van R500 miljard het reeds gewys hoe geld in die verkeerde hande kan verdwyn. Arends van Sail meen die ekonomie kan nie nog belastings en rasgebaseerde beleide bekostig nie. Die ANC se rasbehepte eksperiment het gefaal. Dit is tyd om meritokrasie en 'n besigheidsvriendelike benadering 'n kans te gee, sê hy. AfriForum het 'n petisie begin teen die regering se rasdiskriminerende wette. Besoek www.stopraswette.co.za om te teken. Privaat laboratoriums is nodig vir DNS agterstand. AfriForum het die portefeuljekomitee oor polisie gevra om die gebruik van privaat en universiteitslaboratoriums vir DNS-prosesering te oorweeg. Dit volg na die SAPD se forensiese laboratorium se agterstand 140.000 sake oorskry het, wat geregtigheid vertraag en misdadigers op vrye voet laat. Dienskontrakte vir forensiese toerusting is nie hernie nie, tenders het verval en DNS-bewyse neem jare om te verwerk. AfriForum meen privatisering is die enigste oplossing, aangesien die regering bewys het dat hy nie die forensiese stelsel doeltreffend kan bestuur nie. Hierdie mislukking bedreig geregtigheid direk, sê Jacques Broodryk. As die regering nie die werk kan doen nie, moet hy die toelaat wat kan. AfriForum dring aan op onmiddellike ingryping om DNS-bewyse vinnig te verwerk en geregtigheid te verseker. In 'n belangrike uitspraak het die Mamelodi Landdroshof die nasionale vervolgingsgesag gelas om AfriForum se privaat vervolgingseenheid se koste te betaal. Die uitspraak handel oor 'n suksesvolle privaat vervolging van Erwin Thabo Ngobeni, wat in November 2023 skuldig bevind is aan die aanranding van sy buurvrou Ntabiseng Sebetoma. Ngobeni is 3 maande tronkstraf opgelê, opgeskort vir 5 jaar, nadat hy haar op 23 September 2023 in haar huis in Morteleview aangerand het. AfriForum het ingegryp nadat die NVG besluit het om nie te vervolg nie. Advokaat Phyllis Foster, wat die privaat vervolging hanteer het daarop gewys dat die NVG nie opgetree het toe die feite van die saak bekend geword het nie, en verder versuim het om die vervolging oor te neem vir vonnisdoeleindes. Dit het AfriForum genoodsaak om kostes aan te dui wat normaalweg deur die staat gedek sou gewees het. Advokaat Gerry Nel, hoof van die eenheid, het die kosbevel as 'n belangrike mylpaal beskou, wat die NVG se nalatigheid beklemtoon. Dit stuur 'n boodskap dat daar gevolge is wanneer die strafregstelsel slagoffers in die steek laat, het Nel gesê, wat ook die hoë koste van privaat vervolging in Suid-Afrika aan die kaak gestel het. AfriForum se privaat vervolgingseenheid sal voortgaan om privaat vervolgings as 'n alternatief te bevorder in die stryd teen selektiewe vervolging en die vervalle strafregstelsel. Regering los nie kernoorsake van waterbesoedeling op nie. AfriForum kritiseer die regering se benadering tot waterbesoedeling en stel voor dat die oorsake eerder as die simptome die hoofgebied moet word. Dit volg nadat adjunkminister Sello Setlolo gemeenskappe en privaat sektor gevra het om te help met die probleem van waterhyasinte. Volgens AfriForum ignoreer hierdie oproep die werklike probleme, vervallende rioolwaterinfrastruktuur en gebrekkige wetstoepassing. Die Zandspruit rioolsuiweringsaanleg stort byvoorbeeld daagliks 30 miljoen liter onbehandelde riool in die Heukskei rivier. Hyasinte is 'n gevolg van hierdie besoedeling, nie die oorsaak daarvan nie. Sonder behoorlike instandhouding van rioolsuiweringsaanlegte sal die hyasinte aanhou versprei. Lambert de Klerk, AfriForum se bestuurder van omgewingsake, sê as ons aanhou om net die simptome te behandel, sal daar geen blywende oplossing wees nie.
Hy beklemtoon dat munisipaliteite verantwoordelik gehou moet word vir herhaalde oortredings van die nasionale waterwet en dat die besoedelaar betaal beginsel streng afgedwing moet word. AfriForum doen 'n beroep op gemeenskappe om hulle plaaslike regerings aanspreeklik te hou en sal voortgaan met sy monitering en regsaksies om werklike oplossings vir Suid-Afrika se waterkrisis af te dwing. Leeskrisis. Eerlikheid en spanwerk is die sleutel. Suid-Afrikaanse kinders se leesvermoë is in 'n krisis. Navorsing toon dat 80% van graad 3 leerders nie met begrip kan lees nie en selfs teen graad 6 bly die syfer skrikwekkend hoog op 70%. AfriForum se Alana Bailey glo die probleem lê nie by die ouderdom waarop kinders leer lees nie, maar eerder by 'n mislukte onderwysstelsel en 'n gebrek aan praktiese oplossings. 'n Verpligte graad R is nie 'n toweroplossing nie, sê sy. Volgens haar begin leesvaardigheid by die huis, waar ouers vir hul kinders moet voorlees. Maar boeke is eenvoudig te duur, voeg sy by. AfriForum stel voor dat biblioteke uitgebrei en invoerbelasting op boeke geskraap word. Op skoolvlak is kleiner klasse en moedertaalonderrig deur bekwame onderwysers noodsaaklik. Die departement van basiese onderwys hou vol dat dinge verbeter, maar die data wys anders. Ons moet eerlik wees oor hoe groot die krisis regtig is. Bailey waarsku ook dat swak voeding en onveilige skole kinders verder benadeel. Gemeenskappe en ouers moet deel wees van die oplossing en moenie uitgesluit word deur bureaukratiese beleide nie. Hoe langer ons wag, hoe swakker gaan ons land se ekonomiese toekoms lyk. AfriForum het 'n dringende beroep op minister Werenkosini Halabisa gedoen om wysigings aan die wetsontwerp op tradisionele en Khoisan leierskap aan te bring, aangesien dit volgens ons in stryd is met die Verenigde Nasies se deklarasie vir die regte van inheemse volke. AfriForum wys daarop dat die wetsontwerp Khoisan gemeenskappe benadeel deur hulle leierskap te beperk, hulle uit belangrike besluite te sluit en regeringsamptenare die mag te gee om hulle grondgebied te verander sonder hulle toestemming. Dit gee premiers te veel beheer oor tradisionele rade en ontneem gemeenskappe die reg om hul eie ontwikkeling te bestuur. AfriForum argumenteer dat die wetsontwerp kultuurgemeenskappe moet bemagtig eerder as om staatsbeheer oor hulle sake te versterk. Ons waarsku dat die voorgestelde wet nie net in stryd is met die Verenigde Nasies se deklarasie vir die regte van inheemse volke nie, maar ook tradisionele en inheemse erfenisse bedreig. AfriForum bepleit samewerking tussen kultuurgemeenskappe om hulle regte en toekoms te beskerm. AfriForum eis ondersoek na Tshwane se eiendomswaardasies. AfriForum eis 'n dringende ondersoek na die Tshwane Metro se nuwe eiendomwaardasielys weens klagtes oor buitensporige verhogings. Ons het 'n veldtog begin om data van inwoners te versamel en oorweeg dit om waardasies te betwis indien nodig. Volgens Dedery Steffens, AfriForum se raadgewer vir plaaslike regeringssake, lyk dit asof sekere gebiede onregverdig geteiken word vir verhoogde eiendomswaardasies, moontlik om die metro se finansiële krisis te verlig. Sy beklemtoon dat eiendomsbelasting nie misbruik mag word om begrotingstekorte te dek nie. Inwoners het tot 2 Mei om beswaar aan te teken. AfriForum moedig gemeenskappe aan om hulle waardasies te moniteer en enige onbillike verhogings te rapporteer. Bedrog en verraad. François Swart se Maldief mite. Darren Gallias en sy vrou was opgewonde. Hulle het 'n droomvakansie na die Maldief bespreek deur 'n man wat hulle as 'n vriend beskou het. François Swart, die bestuurende direkteur van Priority Escapes. Hulle het reeds voorheen reise deur hom bespreek en daar was geen rede om aan sy eerlikheid te twyfel nie. Op 8 Augustus 2023 betaal hulle meer as R250.000 vir hul Desember wegbreek en Swart bevestig die bespreking. Maar net 4 dae later stuur hy 'n boodskap. Die onderneming het 'n hobbel in die pad getref en moet hergroepeer. Gallias begin onraad vermoed en ondersoek self die saak. Wat hy ontdek, laat hom in skok. Geen vlugte of verblyf is ooit gereël of betaal nie. Hy besef hulle is bedrieg, net soos talle ander. AfriForum se privaat vervolgingseenheid het reeds verskeie sake teen Swart oopgemaak. Die een bring die totaal op 5. Dit blyk dat Swart reeds in Julie 2023 geweet het dat sy onderneming besig is om in duie te stort, maar steeds kliënte se geld aanvaar het.
Onder die slagoffers is mense wat 'n lewensbesparings opgeoffer het, selfs 'n vrou met kanker wat haar laaste geld vir 'n laaste droomvakansie uitgesit het. Swart sit intussen agter tralies terwyl hy wag vir 'n besluit oor sy borgtog aansoek. Vir Gallias is daar egter geen twyfel nie. Ek doen dit nie vir myself nie, maar vir al daardie mense wat swart verraai het. AfriForum bly daartoe verbind om kwessies soos hierdie na te vors, regstappe te doen waar nodig en gemeenskapsoplossings te bevorder. Universiteite wil met AfriForum Jeug saamwerk vir studenteveiligheid. Die Universiteit van Pretoria en die Universiteit Stellenbosch het positief gereageer op AfriForum Jeug se aanbod om studenteveiligheid te verbeter. Briewe is ook aan die Universiteit van die Vrystaat en die Noordwes Universiteit gestuur, maar geen terugvoer is ontvang nie. Prof Francis Petersen van UP en Prof Stan du Plessis van US het bevestig dat hulle bereid is om met AfriForum Jeug in gesprek te tree en hulle eie veiligheidsmaatreëls te versterk. Die IV en NWU se gebrek aan reaksie wek egter kommer oor hulle benadering tot studenteveiligheid. AfriForum Jeug het reeds begin met proaktiewe stappe insluitend studentebuurtwagte, WhatsApp-groepe vir vinnige ondersteuning en selfverdedigingsopleiding. 'n Veiligheidsaudit en meningspeiling oor kampusveiligheid word ook beplan. Studente moet veiligheid in hulle eie hande neem, sê Yvonne Gerber, AfriForum Jeug se ontwikkelingsbeampte. Die organisasie sal universiteite aan hul beloftes hou en bly veg vir 'n veilige leeromgewing. Ons sluit af met vermaaklikheidsnuus. AfriForum Theater weer vir Naledi benoem. AfriForum Theater vier trots die Naledi benoeming van sy klankingenieur Pieter Louis van Twisk in die kategorie Beste Klankontwerp. Van Twisk deel hierdie eer met Wilf Mane vir hulle werk aan Aspoestertjie, die pantomime, wat in Desember 2024 by AfriForum Theater opgevoer is. Van Twisk, reeds ervare Naledi genomineerde en wenner, het voorheen uitmuntendheid getoon in produksies soos Die Kaplyn, musiekblyspel en Die Gelofte, die musiekblyspel. Nog 'n hoogtepunt is die benoeming van Gey Sing, Hoor My Lied, wat van 11 tot 13 April by AfriForum Theater te sien sal wees. Hy werk ook aan Semisoet, die musiekblyspel, wat vanaf 7 Mei aangebied word. Ons is trots op Pieter Louis en sy bydrae tot Afrikaanse teater, sê Salet Smit, bestuurder van AfriForum Theater. Bly op hoogte van produksies op AfriForum Theater se webblad. Sluit aan by AfriForum en word deel van die oplossing. Tot volgende keer. Bly ingelig en bly betrokke.